As ons kyk na u goedheid in ons lewe en dit wat u vir ons doen, dan staan ons verstom, want ons verdien daarvan niks nie. En die grootste wonderwerk van alles is toe u aan die kruis sterf, was dit die toppunt van getrouheid om ons te red vanuit die dood en vanuit duisternis, om ons oor te plaas in lig en ewige vrede met die lewende God. Groot is die getrouheid, Here. Groot is die getrouheid, o God. Ons dank U daarvoor. Ons dank U daarvoor. Kom ons sing dit nog eenmaal saam. Is thy faithfulness, great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Daar waar jy staan, sê die Here, dankie vir 3 dinge in jou lewe waaroor hy getrou was. Net daar waar jy staan, sê vir hom gou-gou in 'n paar woorde, dank hom vir sy getrouheid, vir minstens 3 dinge in jou lewe. Dankie Vader, ons loof U, ons loof U, ons loof U. Prys die naam van die Here. Baie dankie, kan die sitplek neem. Dankie bedieningsspan vir julle bediening, ons waardeer dit. Loof die naam van die Here. Ons is in 'n besondere tyd van die jaar. Vir sommige mense is dit 'n tyd van vakansie en lang naweke, maar dit is die tyd van die grootste fees in die kerk van Christus. Vir party mense is Kersfees die grootste fees, maar dit is nie, daar is nie 'n voorskrif eers vir dit nie, maar ons het wel soveel wat handel oor hierdie tydperk en dit wat gebeur het gedurende hierdie tyd in Christus se bediening op aarde, en ons vier dit nie met blote emosie nie, maar ons vier dit met totale dankbaarheid, want dit spreek van God se getrouheid oor ons en vir ons en sy voorsiening wat ons nie vir onsself kon doen nie. Net die Here kon dit vir ons doen. So die titel van my boodskap vanmôre is die lydende dienskneg, en ek gaan vir ons 'n eerste gedeelte lees uit Jesaja 53 vers 1 tot 5, en hy sluit eintlik aan by al dit wat in Jesaja 52 in die laaste gedeelte staan, en dan is dit eintlik hoofstuk 53 is 'n voortsetting van dit wat reeds staan in die vorige gedeelte, want ons moet verstaan dat aanvanklik was die Bybel nou nie opgedeel in hoofstukke en verse nie, dit het later gekom, so dit is alles een gedeelte, maar ek gaan begin by vers 1 van Jesaja 53, hy sê, wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit, en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag, en deur die mense verlaat. 'n man van smarte, en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag, en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem
en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons teks is 'n uitdrukking van lyding en pyn, en dit is alom bekend dat hierdie gedeelte praat oor Jesus as die lydende diensknegt, die een wat die prys vir ons betaal het, die een wat sy hemelse huis verlaat het en aarde toe gekom het om mense te verlos van sonde, van siekte en van lyding. En dan kom Paulus en hy skryf aan die Filippense en hy sê vir hulle in Filippense 2:7, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan mense gelyk te word. Hy wat God is, het 'n diensknegt kom word, sy eie skepping kom bedien met genade, met vergifnis. Hy het 'n diensknegt geword aan sy eie skepping, om hulle te red van ondergang. Dis wat hy kom doen het. En hy het 'n weg kom oopmaak. 'n weg kom oopmaak tot redding. En hy het dit gedoen as 'n diensknegt, bereid om 'n wrede dood te sterf. Bereid om aan die hand van sy eie mense gedood te word. Hulle het hom beskuldig, hulle het hom belaster. Hulle het hom verklaar dat hy is onwaardig en dat hy doodgemaak moes word. En hulle het hom geslaan, hulle het hom gebind, hulle het hom oorgelewer aan Pontius Pilatus. En Pilatus het geweier om Jesus vry te laat vanweë die aandrang van mense, en ten spyte van sy onskuld het hy hom oorgelewer om gekruisig te word. Dan kom Markus, en wanneer hy later die woorde van Petrus opskryf, dan druk hy dit so uit in Markus 15:25, en dit was die 3de uur, met ander woorde 9:00 die oggend, toe hulle hom gekruisig het. Een sinnetjie, een kort sinnetjie, word dit asof dit al is wat gebeur het, en op die 3de uur het hulle hom gekruisig. 9:00 die oggend. In die ou verbond in die Pasga is dit op daardie tyd wanneer die lam geslag moes word, op die 3de uur. 9:00 in die oggend. En dan kom skryf Markus dit vir ons in een kort sinnetjie. Die grootste gebeurtenis wat die hele wêreld geken het tot vandag toe. Nie voor dit nie en nie na dit het so groot saak gebeur in die wêreld as wat daar die een kort sinnetjie sê, en dit was die 3de uur toe hulle hom gekruisig het. En teen die tyd dat ons by vers 33 kom, dan hang Jesus reeds vir 3 ure aan daardie kruis. En in vers 33 van Markus 15 lees ons, en toe dit die 6de uur was, met ander woorde 12:00 die middag, kom daar duisternis oor die hele aarde tot die 9de uur, 3:00 die middag. En dan speel daar iets af in daardie tyd wat jou en my lewe vir ewig verander.
En dit is waarom ons hom dank oor sy getrouheid. Want gedurende daardie eerste 3 ure hang hy aan hierdie kruis en verduur hy die pyn en smart wat hierdie kruis alleen kon besorg. Dit was, die kruisiging was nie iets wat die Romeine uitgedink het nie, die Persiërs het dit uitgedink. Dit was hulle manier en die Romeine het dit oorgeneem as die grootste straf wat aan 'n misdadiger toegeskryf kon word om gekruisig te word. Dit was 'n tyd van vernedering en pyniging. En hier aan hierdie kruis word vasgespijker en hang die skepper van die mens. Die skepper wat die mens kom skep het vanuit stof en uit niks en iets gemaak het, hang aan die kruis vir hierdie selfde mens wat hy gemaak het. En hierdie mens wie hy geskep het, vir wie hy nou sterf. Deur daardie mense word hy gespot, word hy sleg gesê, word hy gepynig. En tot op hierdie punt het Jesus grootliks gelei in die hande van sy eie mense, maar sy lyding en sy smart en sy pyn was nog nie verby nie. Dit was nie iets nie, al sê die sinnetjie net, in die 3de uur het hulle hom gekruisig, is dit nie al wat gebeur het nie. Dit is 'n tyd van smart, van pyniging wat al die vorige dag begin het, toe hy geslaan is en gegeesel is. Die geeseling het letterlik vleis uit sy liggaam uitgeruk. Geskiedskrywers sê dat hy was so vermink en soveel uit hom uitgeruk, dat op plekke kon jy sy bene sien. Dis hoe wreed dit was. Die waarheid is dit dat die kruis was nie omtrent die mens wat geleentheid gehad het om God aan te val nie. Die kruis was God wat besig was om oordeel uit te spreek oor sonde. Sy seun moes dit verduur in die plek van sondaars. Moes hy dit deurmaak. En Jesus word nou die lydende dienskneg, sodat die mensdom vrygespreek kan word van sonde en van die oordeel van God. En hier hang Jesus aan die kruis. En die ellende van sy dood is vir ons geen geheim nie. Daar is spykers geslaan deur sy hande en deur sy voete om hom vas te naal aan hierdie kruis. En ons moet nie dink dat dit is spykers soos wat ons dit ken, wat jy kan koop by 'n hardeware winkel nie. Dit was ysterpenne. Dit was penne gemaak deur 'n ystersmid. Dit was penne wat swaar was en wat met 'n swaar hamer ingeslaan moes word, want dit moes 'n mens se liggaam dra teen daardie kruis. So hier is nie net 6 duim spykers wat ingeslaan word, wat ons by 'n hardeware winkel kry nie. Nee, dit is spykers wat voorberei word, sodat dit pyn en lyding en smart kan bring na die een deur wie se hande en voete dit gespyker word. Hier hang Jesus vir ure aan hierdie kruis. Dit wat gebeur het, en ek wil dit in so kort moontlik sê, want daar is soveel mediese dinge wat in sy lewe en in sy liggaam plaasgevind het op daardie oomblik wat ons nie noodwendig altyd verstaan nie. Ons dink Jesus hang aan die kruis, maar ons besef nie die
totale fisiologiese impak wat dit gehad het op sy liggaam, wat nog te sê van sy sielsmens, sy gees, van sy gemoed, net aan sy liggaam alleen, sou die spiere in sy liggaam laat krimp en in mekaar trek het, vanweë die dehydrasie en vanweë die feit dat hy vir so lank in so 'n onnatuurlike posisie aan die kruis gehang het, want hy is nie net plat teen die kruis vasgespijker nie, hy is in 'n buigende posisie, sodat dit pyn en smart en lyding kon veroorsaak. En daardie hang het 'n dehydrasie teweeggebring in die liggaam, en hy is alle vog uit hom laat uitbeweeg, en in die hang daarvan en die pyn van 'n rug wat oopgeslaan was en waarvan jy die bene kon sien en dit rou is van die vleis wat daar sit, wat stikkend geskeur is, en jy skuur teen daardie growwe hout, is dit pyn en smart wat deur hom skiet. En die spasmas in sy liggaam, so sy rug wat nou reeds stikkend geslaan was, hierdie ontblote wonde, teen 'n ruwe kruishout laat slaan, en dink aan die ondraaglike pyn vir jou en my. Teen hierdie tyd sou daar 'n geweldige dors gewees het. Ontsaglike dors. Pyn, dors, ongemak. Ons het nie werklik begrip vir die pyn wat Jesus moes beleef nie. Teen die 6de uur, 12 uur daardie middag, wanneer die son op sy warmste bak, was hierdie fisiese angs onbeskryflik. Maar dit was nie die einde van die kruisiging nie, want toe begin die geestelike pyniging in sy hele wese. Ons teks sê, daar was 'n duisternis wat toegeslaan het oor die hele land en geduur het tot die 9de uur, tot 3 uur die middag. 3 ure lank hang hy in duisternis. Na die mensdom wat rondom hom was, die mense wat daar verby gestap het, want dit was net buitekant die stad, was daar 'n gedeelte, mense neem aan dit was 'n koppie, dit was nie 'n koppie nie, dit was 'n gelyk gedeelte, groot rots, en hier hang hy en mense stap daar verby, want hulle is op pad in die stad in. En dan word hy bespot en hy word sleg gesê en dan word op hom gespoeg en hy word belaster en hy word beledig. En hier hang die seun van God, die skepper van hierdie mense wat dit aan hom doen, en hierdie pyn wat deur sy liggaam gaan, en dit is wat hulle doen aan hom, en dan vir 3 ure verduur hy dit, maar dan sak daar die duisternis toe, en nou is dit nie net meer die geskel van mense nie, maar moontlik die totale stilstand van alles, en die stilte van stemme, want niemand praat nou nie, want hulle soek hulle self hulle pad, want niemand sien nie, dit is 'n duisternis waar jy nie jou hand voor jou oë kan sien nie, en nou hierdie totale duisternis waar hy hang en deur 'n geestelike wroging gaan, geestelike duisternis wat nou toesak oor hom, nie net 'n fisiese duisternis nie, maar 'n geestelike duisternis. En dan kan 'n mens vra, waarom hierdie geestelike duisternis oor die land bring, en ek dink daar's 3 goeie redes daarvoor. Eerstens is dit het te doen met die skare rondom die kruis. Vir 3 ure het hulle gespot, vir 3 ure het hulle gelag, vir 3 ure het hulle gestaar na sy naakte liggaam. Ek weet die skilderye en die beelde beeld hom uit
dat daar so 'n doekie om sy lyf is, maar dit is nie die werklikheid nie. Hulle was naak, ontbloot, hang die seun van God voor mense, ontbloot, om bespot te word. Vir 3 ure lank doen hulle dit, en het hulle self verlustig in sy pyn, en sy smart, en sy lyding. En dan stuur God hierdie duisternis om hierdie spot net te stop. So die eerste rede, dink ek, is om die skare stil te kry. Maar dan moet ons ook weet dat dit was 'n vervulling van profesie. Dis die tweede rede hoekom dit gebeur, want die profeet Amos profeteer jare voor dit oor die komende oordeel van God oor die sondige Israel, en dan sê hy in Amos 8 vers 9, en in die dag spreek die Here, laat ek die son op die middag ondergaan en vir die aarde die lig duister word terwyl dit nog dag is. So reg deur die skrif is duisternis is ook die uitdrukking van God se oordeel oor ongeregtigheid. Ons het dit gesien in Eksodus 10 waar daar ook vir 'n lang tyd duisternis oor Egipte gekom het. Was God se oordeel oor die mense van Egipte wat opgetree het teen die Israeliete op daardie tyd. So die toesak van duisternis het een boodskap: oordeel. God se oordeel. So God was besig om sonde te oordeel. Alles sonde wat gelaai was op Jesus word geoordeel. In die derde rede, dit was te doen met die vloek van sonde. Die mensdom was vasgevang in duisternis van 'n sonde bestaan. En Jesus het hierdie duister sonde bestaan binnengedring met sy kruisiging om mense te verlos van 'n sonde duister bestaan. En dan kom Petrus en hy sê vir ons in 1 Petrus 2:9, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. So hierdie duisternis is nie per toeval nie. Dit kom sê op 'n fisiese wyse wat God geestelik kom doen het, om ons te roep vanuit 'n duisternis waar jy geen lig het en niks voor jou kan sien nie. Kom haal God vir jou en my uit daardie duisternis en hy kom sit ons in sy wonderbare lig. So die duisternis wat oor Israel geval het vir 3 ure geduur, en dit wil voorkom dat daardie duisternis mense rondom die kruis wat so geskel en geskree het in oomblik stil gemaak het, en vir 3 ure was daar geen beweging in die land nie. 'n Totale stilstand. En hierdie duisternis word gebreek dan met die woorde van Jesus in Markus 15:34. Wanneer hy dit sê, dan lig die duisternis om te sê, dis volbring. Hy sê in die 9de uur, dis 3 uur die middag, het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Wat as dit vertaal word, beteken dit, my God, waarom het U my verlaat? Om hierdie uitroep van Jesus te verstaan, moet ons weet wat gedurende hierdie 3 ure gebeur het. Terwyl Jesus aan die kruis hang
En spesifiek gedurende hierdie 3 ure van duisternis, was die sonde van die totale mensdom, van die verlede, die hede en die toekoms wat jou en my insluit. Al die sonde van mense op hom geplaas. In daardie oomblik, in daardie 3 ure, gee vir ons 'n idee van hoeveel sonde, ongeregtigheid en wegdwaal van God daar was, op daardie oomblik was, in die verlede wat daar was op daardie oomblik en wat sou kom, jou en myne ingesluit, die sonde van almal, is op daardie oomblik op hom geplaas. Die apostel Paulus kom en dan druk hy dit so uit in 2 Korintiërs 5:21, want hy het hom wat geen sonde het nie. Hy het hom wat geen sonde het nie. Hy wat hom wat geen sonde het nie. Sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Wow, daar's die hele evangelie. Dis wat gebeur het in daardie 3 ure. Terwyl die duisternis die volk van Israel oorval het, op daardie dag was die Here van die heerlikheid, hierdie lydende diensknegt, gestuur van God die Vader, gedompel in die grootste duisternis wat hy ooit geken het. Hierdie heilige, sondelose lam van God, wat die letterlik die sonde geword het aan die kruis, om betaal vir jou en my. En ons moet besef wat dit beteken. Dit beteken dat elke leuen, elke stukkie moord wat gepleeg is, elke daad van vergelding, elke bose daad, elke sonde waarin jy kan dink is opgeneem, was op Jesus geplaas. Elke stukkie menslike trots, elke stukkie haat, elke seksuele sonde, elke stukkie immoraliteit, alle boosheid, alle goddelose gedrag van die mensdom was op hom geplaas. Elke verkrachting, elke molestasie, elke stukkie ongeregtigheid, elke boosheid van watter aard ook al, was alles op hom gesit, op hom geplaas. Kan jy jouself indink hoe sy heilige siel moes gevoel het, om die draer te word van al die ongeregtigheid van 'n totale mensdom. Dis waarom Jesaja 53 vers 3, die tweede gedeelte, die B-gedeelte sê, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. In ander woorde, sonde het hom so ingedring en hom verwronge gemaak, dat mense in elk geval nie meer na hom sou kon kyk nie. Ons weet dat sonde 'n baie lelike spoor op mense se lewe laat. Ons weet dit almal. Ons weet dat wanneer jy van sondaar keer na kind van God, verander jou hele gelaat. Sonde verniel mense, sonde maak mense lelik. Die geregtigheid van God en die lig van God maak mense weer mooi. En hier hang die seun van God, lelik gemaak, afskuwelik gemaak, as gevolg van die sonde van mense. Hier is iemand wat nie kon sondig nie. Het was nie in sy vermoë om te kan sondig nie. En hier word die sondelas van 'n totale mens op hom gelaai. Ons kan ons indrink hierdie geestelike wroging wat Jesus moes verduur, het uiteindelik oorskadu die fisiese pyn waardeur hy gegaan het. Hierdie sondelas het groter geword as selfs die fisiese pyn.
in sy liggaam. En toe daardie ruiltransaksie plaasvind, want het is belangrik dat ons dit verstaan, dat toe die duisternis breek, toe sê Jesus hierdie woorde, dit is volbring. Dit is belangrik dat ons verstaan wat daar gebeur het. Toe hierdie ruiltransaksie op die kruis plaasgevind het, en daardie 3 ure, was hierdie ruiltransaksie waar hy sy goddelikheid verruil om gekruisig te word vir sonde en die offer te word vir dit. Moet ons verstaan die totale fokus van God die Vader op daardie oomblik van wraak op hom. Hierdie fokus van God, hier het ek al die sonde van die wêreld, van die verlede, van die hede, van die toekoms op een. En God stort sy totale wraak uit op sonde, op sy eie seun. Vir jou en my. Die Vader het Jesus geoordeel as die enigste sondaar wat ooit geleef het. En in daardie moment het hy die grootste en enigste skeiding van sy Vader beleef. Eerste en laaste. Dit was iets wat hy nie aan gewoond was nie. En nooit weer hoef te hê nie. Om geskei te wees van sy Vader in daardie tyd. En dit is waarom Jesus dan uitroep, Eloi, Eloi, lama sabachthani. My God, waarom het u my verlaat? Hy haal Psalm 22 vers 1 aan. Maar hy is meer as net besig om 'n teksvers aan te haal. Dit was die teken dat hy geoordeel word as die substituut vir sondaars. Verlede, hede en toekoms. Interessant dat elke rabbi sy grootste begeerte was om altyd op sy sterfbed Psalm 22 te kan voordra as sy laaste woorde. En dis presies wat Jesus ook doen. My God, waarom het U my verlaat? Hoor daar die woorde van eensaamheid en totale verlatenheid. Johannes 19 vers 30 sê vir ons, en toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Aan hierdie einde van dit alles en alles afgeloop het, en hy uiteindelik dan die gees gee, dan sê hy hierdie woorde, dit is volbring. Die woordjie volbring is 'n belangrike woord. In die oorspronklike taal is die woord testelestai. En dis 'n woord wat gebruik word wanneer twee partye 'n ooreenkoms suksesvol afgehandel het. So dis nie sommer net 'n woord nie. So wanneer jy dit weer lees en jy lees, hy sê, dit is volbring, dan moet jy daarin lees die betekenis daarvan om te sê, dis suksesvol afgehandel. Besef ons die waarheid daarvan? Jy weet, ons in hierdie gemeente is dit wat ons sê, die klaarwerk van die kruis, wat ons sê. Dis vasgevat in daardie woordjie, testelestai, volbring. Klaarwerk van die kruis. Ek en jy hoef nie meer te presteer om God te probeer beïndruk nie.
Jesus het dit klaar gedoen. Hy het die prys betaal. Hy het dit volbring. Daar's niks wat ek en jy kan doen om dit te volbring nie. Toe Jesus aan daardie kruis sterf, toe het hy die Vader tevrede gestel. Daar was 'n prys betaal vir sonde. Jesus het nie die duiwel betaal nie. Nee. Hy het die voorwaardes van die Vader nagekom. Hy het die voorwaardes van die Vader nagekom. Jesus het gesterf omdat die enigste wyse vir die totale vergifnis van sonde, die dood van 'n onskuldige persoon alleen dit kon bewerk. En hy was die enigste kandidaat. So daar was geen betaling gedoen aan die duiwel nie. Nee, daar was die voorwaardes van die Vader nagekom. Dit is wat Jesus gedoen het. Hy het ons sonde op hom geneem en was geoordeel in ons plek. Die dood van Jesus aan die kruis van Golgotha is verseker die grootste uitdrukking van God se liefde vir verlore mense. Niks anders. Nie voor dit, nie sy geboorte as sulks nie, alhoewel dit aanleiding gegee het en dit geïnisieer het, dat hy aan die kruis sou sterf, dis hoekom hy gebore was as 'n mens op hierdie aarde. Dis nie waar die viering lê nie, want dit was maar net die middel tot 'n doel, sy doel vir sy koms, was om te betaal wat ek en jy nie kon betaal nie. Om 'n verhouding met die Vader te kan herstel wat ons nie in staat was om te doen nie. So Jesus het in fisiese en geestelike wroging gesterf sodat mense verlos kan wees van sonde. Hy was die lydende dienskneg van God. Hy het dit nie gedoen om enigsins te wys of mense te probeer beïndruk of enigiets nie. Hy het dit gedoen omdat hy lief is vir sy skepping, vir sy mense. Ek en jy, vandag sit ons hier, ons is ver verwyder in jare van dit wat gebeur het by daardie dag van die kruisiging. Ons is ver verwyder daarvan. Ons is ver verwyder nie net in tyd nie, maar ons is ver verwyder in die verstaan van hoe mense dinge gedoen het. Ons doen dit nie meer so nie. Ons is ver verwyderd van die kultuuropset. Ons is ver verwyderd van die prys wat betaal moes word. Ons is ver verwyderd daarvan. En dit is maklik omdat ons nie meer so iets kan beleef in die dag waarin ons is nie, dat ons nie altyd die volle begrip het van dit wat daardie dag gebeur het nie. Maar ek wil vra dat ons in hierdie dag net weer opnuut in onsself kyk en sê, wat het hy vir my gedoen? Kom ons vergeet die een langs ons, voor ons en agter ons. Hy het dit vir my gedoen. Vir ons elkeen het hy dit gedoen. Vir daardie ure gehang en voor dit vir die ure in die 3 verhore waardeur hy moes gaan. Gespot te word, vals beskuldig te word,
geslaan te word. En meer as geslaan te word, gegeesel te word. As 'n uitkoms van die derde verhoor. En in 3 keer vals beskuldig te word. En dan aan 'n kruis te hang. Die volgende dag, na al die pyn en die smart waardeur hy moes gaan. En dan die totale lyding aan daardie kruis. En dan, om dan uiteindelik voor die Vader te staan en sê, ek is die offerlam. Iemand het nou die dag gesê, Jesus word ook verwys as die leeu van Judas stam en daar dieselfde beeld van leeu word soms ook gebruik vir die duiwel. Hy is soos 'n brullende leeu wat rondloop om te sien wie hy kan verslind. So leeu is beelde wat gebruik word vir 'n magtige persoon. Maar weet jy wat? Hy's nooit 'n lam nie. Daar's net een lam. En sy naam was Jesus die Christus. Die lam van God. Net een lam. Wat kon betaal vir die sonde van die wêreld. Ek wil afsluit hiermee. Kyk, ek het nou dag kennis geneem van 'n beweging, ook nou in Suid-Afrika. Dit is iets wat lank reeds in die oorseese lande gebeur, maar dis opnuut nou hier in Suid-Afrika ook in sekere gevestigde kerkgroepe waar dit gebeur om die aanmoediging te maak van ons dien eintlik maar almal dieselfde God. En almal se aanbidding verskil en ons moet nou inval en ruimte maak vir almal se aanbidding en ek maak heeltemal ruimte. Ek eer jou, gaan doen jou ding, maar ek weet mos nou dit gaan my nie by God bring nie. Want daar's net deur een waar ek en jy verlossing kan ontvang en dit is Jesus Christus. En dit is wat hierdie tyd vir ons sê in die kerk, in ons samelewing. Daar's net een weg na God toe. Want niemand anders van enige ander godsdiens, se leiers, gode of wat hulle ook al is, was bereid om hierdie prys te betaal nie. Net een het. Daarom is hy die een wat ons aanbid en wie ons loof en wie ons dank. Ons prys die Here daarvoor. Kan ons staan? Ek wil jou weer vra om daar by jouself, jy kan dit hardop doen, jy hoef nie skaam te wees daaroor nie, want dit is iets wat ons oor dankbaar is. Net in 'n paar woorde vir die Vader dankie te sê vir hierdie lydende dienskneg wat in jou plek die prys betaal het. Daar waar jy staan. Sê net vir hom dankie. Dankie vir Golgotha. Dankie vir dit wat Jesus vir jou gedoen het. Daar, sê in 'n paar woorde, sê dit vir hom en dan gaan ons bid. Dankie Vader. Vader, ons staan in hierdie oomblikke en ons is vasgevang in hierdie bewustheid van wat Jesus vir ons gedoen het en bewerk het aan die kruis. Hoe dank ek U dat na alles wat gebeur het en selfs U uitroep van eensaamheid en verwerping en die Vader gevra het waarom hy U verlaat het, dat U
aan die einde van dit alles kon kom en sê, dit is volbring, sodat ons vrygemaak kan wees van enige poging om die Vader te probeer beïndruk, want U het dit klaar gedoen. Dankie, dankie. Dankie dat U dit gedoen het. Dankie dat U bereid was om daardie prys te betaal wat nie een van ons sou kon doen nie. Dankie. Vader, dankie dat dit 'n afgehandelde saak is. Dankie dat ons in Christus vergewe is en nou U kinders is. Dankie dat ons vrygespreek is van alle ongeregtigheid en in volle geregtigheid voor U kan kom met groot vrymoedigheid en vir U kan sê, Abba, Vader, Papa, Vader. Dankie dat ons vasgevang kan wees en omhels kan wees en toegedraai kan wees in U liefde, in U genade, in U barmhartigheid, in U ontferming oor ons. Dankie, dankie, dankie. Ons gee U al die eer, al die lof, al die aanbidding. Ons het nie genoeg woorde om dankie te sê nie. Al wat ons nou kan doen is om ons lewe so te lei, dat dit 'n loflied is oor wat God vir ons gedoen het. Dankie dat ons dit kan doen. Ons loof U. In Jesus naam. Amen. Ek kan nie sy plek neem, baie dankie. Baie dankie Dr. Andries, julle kan maar sit. Kan maar sit en so vaar oomlik vir ons huis toe hardloop. Baie dankie. Wie is dankbaar dat iemand in jou plek gesterf het? Is enig een hier dankbaar is? Net sien? 5, 6, 7, 20, 30. Kom nog klop. Wie is dankbaar dat hy vir jou gesterf het? Die feit is, as dit nie gebeur het nie, wil ek nie eens probeer dink wat met jou sou gebeur het nie. En met my sou gebeur het. Geweldige invloed in elkeen se lewe. So volgende Vrydag, eerstkomende Vrydag is ons pastoor Tron Kleinhans gaan ons bedien. Hy gaan die woord bedien Vrydagoggend en ons gaan ook nagmaal hê Vrydag. So as jy hier kan wees, kom as jy familie by die huis het, bring hulle saam en dat hulle saam met jou kan kom sit en saam die woord hoor, lekker nagmaal saam gebruik. En dan Sondagoggend dan gaan ek bedien. Die opstandingsoggend, dan bedien ek daai oggend. So ons sien baie uit daarna. Van u het gehoor laasweek, ek was siek geweest, maar ek wil net jy moet weet die Here is nog steeds in die bedryf van gesond maak. Hy maak nog steeds mense gesond. So as jy siek is, jy het 'n goeie kans om gesond te word. Amen. So baie dankie dat julle vanoggend hier was. Die Here is 'n seën op julle. Ons musikante, voorsangers, julle is wonderlik. Goeie job gedoen vanoggend, ons waardeer julle hoor. Baie lief vir julle almal. Amen.